wat goed Frans praat. En daardie soort taalnasionalisme, daardie gedrewe vasberadenheid, wat ons by die Vlaminge en vele ander Europese volke teekom, vind 'n mens nie so geredelik by Afrikaners nie. Vir hulle is nasionalisme 'n soort simboliek, eerder as wat dit 'n lewenshouding is, of 'n ideaal wat hulle nastreef. Want uiteindelik is nasionalisme nie daardie simbole nie, alhoewel hulle natuurlik ook hulle plek het en hulle eie belang het. Maar dit is juis daardie uitleef van jou eie kultuur en identiteit in jou daaglikse handel en wandel. Soos woon hulle hier, skryf Diamant Vallei en gastehuis of wat ook al. Terwyl daar soveel ander Afrikaners in die land is, wat sodra hy 'n sakeonderneming begin, dan doen hy dit in Engels. Terwyl hy stem miskien, hy is miskien 'n lid van die AWB, of hy behoort aan die HNP, of hy stem Vryheidsfront. Maar die oomblik, as hy in sy eie lewe, in sy daaglikse handel en wandel, moet optree, dan doen hy dit in Engels, of die groot aantal Afrikaners, waarskynlik meer as die helfte vandag, wat draai hy praat Afrikaans by die huis, maar as hy in openbaar kom, dan praat hy Engels. Ek dink dis wat Rabie van gepraat het, toe hy gepraat het van die gebrek aan nasionalisme by ons mense. Maar ek dink daar's tog die potensiaal om hulle te inspireer om meer openlik hulle self in die openbaar en in hulle politiek te begin uitleef. Ja. Goed. Soos ek al gesuggereer het, is ons sterk betrokke by media en kommunikasie op die internet en ons kyk ook natuurlik na selfone en alles wat daarmee saamhang. En dit is vir my een van die belangrike elemente wat ons kan gebruik om hierdie huidige bestel te omvorm en om vir onsself 'n bres te slaan en om uiteindelik dan ons mense te beïnvloed om te begin om in 'n rigting te beweeg. Ons het ook 'n soort globale internetstrategie, jy weet, tegnies ontwikkel dit so vinnig en daar is allerlei maniere wat 'n mens deesdae kan gebruik om jou stem gehoor te kry in die wêreld. Daar's veral van hierdie sosiale media waar jy jouself kan bevorder of 'n sekere artikel oor 'n bepaalde onderwerp kan bevorder in die ranglyste van die soek engines of op sekere van hierdie stelsels soos Digg en Delicious en so meer, waar daar ranglyste van die gewildheid van artikels verskyn en soos wat 'n artikel gewilder en gewilder word, lees meer en meer mense dit. En sodoende kan ons eintlik vandag selfs die wêreldmening van agter ons rekenaars en met behulp van 'n muisklik beïnvloed op 'n manier waarvan die ou departement van inligting in Suid-Afrika onder Eshel Rodi maar net kan droom. Jy weet, iets wat my nogal getref het, wat Eshel Rodi gesê het, is dat hy wou graag een paartjie in elkeen van die 50 groot Amerikaanse stede hê, om daar briewe te skryf na die plaaslike koerante, met die plaaslike radiostasies te praat en op die plaaslike televisiekanale te verskyn en om Suid-Afrika se destydse beleid aan die mense te verduidelik. En hy het gesê dat hy kon binne 2 jaar die Amerikaanse openbare mening ten gunste van Suid-Afrika swaai. Maar vandag het ons nie nodig om fisies in 'n Amerikaanse stad te gaan bly nie. Jy kan van hier in Suid-Afrika, kan jy met die mense daar aan die kant praat. Daar's van hierdie Google advertensies en so meer, wat jy kan teiken volgens die persoon se IP-adres, waar jy in 'n bepaalde stad en 'n bepaalde voorstad met mense praat en 'n boodskap aan hulle oordra. So, hier's 'n eenvoudig 'n nuwe wêreld wat vir ons oopgaan en wat ons gaan bemagtig om hierdie stryd te stry om uiteindelik onsself van die huidige bestel te bevry.
Dan kyk ons ook na dinge soos die maak van dokumentêre en speelfilms met lae begrotings vir verspreiding in DVD-vorm op internet en aan TV-kanale. Jy is almal bewus van YouTube en alles wat daarop aangaan. Ons het soveel tegniese middele tot ons beskikking om ons boodskap uit te dra, maar uiteindelik is dit net ons eie verbeelding en inisiatief wat ons terughou. En dan oor die langer termyn, jy weet ons kla almal so oor kyk net of die SAIK of ETV of DStv, maar binne die volgende jaar of 2 gaan ons hoëspoed bandwydte in Suid-Afrika begin kry, wat dit moontlik vir jou maak om 'n internet televisiekanaal op die lig te sit. Ons kan 'n Afrikaanse televisiekanaal bedryf wat jy op jou rekenaar kan kyk, jy kan 'n kassie daarin sit, jy kan hom aan jou televisiestel koppel en jy kan nie daar tussen die kanale flits, net soos met DStv, en jy kry dan alles via jou telefoonlyn en via die internetnetwerk. Dit bestaan natuurlik reeds in Frankryk, Brittanje, Duitsland en ander lande. Ja, interessant toe ek nou vanaand hierheen gekom het ek teruggedink aan 'n soort inkopieslysie wat ek vir myself gemaak het daar in die jaar 2000 of 2001, toe die groep van 63 destyds gestig is en toe ons almal betrokke geraak het by hierdie huidige beweging. En ek het vir myself probeer uitdink of net so 'n skema opstel van hoe verloop 'n politieke of ideologiese revolusie in 'n land. En u kan maar daarna gaan kyk, beide die ou Afrikaner nasionalistiese revolusie van die 30 en 40er jare met die simboliese Osraad trek, met die 30ers soos van Wyk Lou, met die ATKV en die Broederbond Federale Volksbeleggings, dit alles wat gestig is, wat uitgeloop het op die 48 verkiesing, dit het deur dieselfde fases gegaan. En ook die ANC se revolusie het deur hierdie fases gegaan. Eerstens is daar 'n intellektuele fase waar 'n stel idees ontwikkel word, herontdek word. Dan volg daar 'n ideologiese fase waar idees in slagspreuke vertaal word en aan die volk gekommunikeer word. Dan in die derde instansie 'n organisatoriese fase waar die volk georganiseer en gemobiliseer word. Dan 'n vierde fase wat 'n meer politieke fase is waar politieke doelwitte nagestreef word. En ek dink ons is nou daar. Ons moet nou besluit, wat is ons politieke doelwit? En dan in 'n vyfde fase is daar 'n oorwinning en die bereiking van politieke mag, soos wat die ANC bereik het in 94. En in die 6de instansie natuurlik konsolidasie en vernietiging van die vyand. Dit is wat 'n revolusie uiteindelik doen. Die Russiese revolusie, die Franse revolusie, het die ou aristokratiese orde geheel en al vernietig. Daar's 'n paar mense met aristokratiese vanne oor in Frankryk, maar hulle het geen invloed meer. Niet so in Rusland, van die ou Russiese aristokrasie, die tsaar is dood, daarvan het niks oorgebly. En hier by ons het